Goeiedag en welkom op hierdie Woensdag en ons is nog steeds besig met leuns en oneerlikheid en al hierdie slegte goed wat my en jou lewe so deurmekaar kan maak. En ons maak ons eie lewe soms met dit deurmekaar en dis wat so lekker is. God gee vir ons die uitnodiging om sê kom vry van al hierdie dinge. Vandag se tema is fake news. Nou, ons leef in 'n tyd waar 'n mens nie meer weet wat is waar nie. Mense is so goed op rekenaars met photoshopping en editing dat jy nie meer weet nie. Hulle kan iemand se gesig op 'n ander lyf sit, hulle kan iets in iemand se hand sit. Hulle kan sê, hoorie, kyk hierdie klip. Dit het gebeur en dan is dit heeltemal iets anders. En daarom is dit so moeilik om uit te vind wat is waar, wat is nie waar nie. Enige iemand kan iets op sosiale media sit en jy wonder, hoorie, is dit waar, is dit nie waar nie. En daarom moet ons altyd dinge toets aan die woord, selfs preke, selfs oordenking soos hierdie, toets dit aan die woord, want waar die mens is, kan ons soveel dinge insluip. Nou, daar is soveel dinge wat gebeur, en ons weet wat reg is. Van kleins af weet jy wat's reg en verkeerd. En die Here, wanneer ons sy kinders is, en as jy hom volg, dan het jy 'n gevoel van, hierdie is reg, hierdie is verkeerd, daai is reg, hierdie is vals. Nou, op 'n stadium in Jesus se lewe op aarde, wou 'n groep mense hom doodmaak. En hulle doen en leef 'n manier wat glad nie in lyn is met wat God wil nie. Nou hierdie storie speel so af in Johannes 8 vers 42. Jesus het vir hulle gesê, as God julle Vader was, sou julle my lief gehad het, want ek het van God af uitgegaan en nou is ek hier. Ek het ook nie uit my eie gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom begryp julle nie wat ek sê nie? Omdat julle my woorde nie werklik kan hoor nie? Julle kom van julle vader, die duiwel, en julle wil die begeertes van julle vader uitvoer. Hy was van die begin af 'n mensemoordenaar, en hy staan nie by die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy 'n leuen vertel, vertel hy dit uit sy eie, omdat hy 'n leenaar en die vader daarvan is. Maar omdat ek die waarheid praat, glo julle my nie. Wie van julle kan sonde by my uitwys? As ek die waarheid praat, waarom glo julle my nie? Hy wat uit God uit is, luister na die woorde van God. Dit is waarom julle nie luister nie, omdat julle nie uit God is nie. Die duiwel is die vader van alle leuns. En die duiwel is 'n mastermind met dit om dinge in my in jou kop te plaas en veral vrees te bring en sê, maar as jy nou die waarheid vertel, gaan dit gebeur en jy kan nie die waarheid vertel nie. Maar die bose handel op hierdie manier, om te jok, om onmin te saai, om verdeeldheid te bring, om agteraf te wees, waar die Vader bring lig, bring hoop, bring vrede, bring vryheid, bring heeltemal ander tipe emosies. En dis hoe jy weet, wanneer is 'n ding reg en wanneer is dit nie. Wanneer dit vrees bring, wanneer dit bekommernis bring, wanneer dit groter hartseer bring, dan weet jy, maar hierdie is nie van die Vader nie. Wanneer dit vryheid bring, wanneer dit hoop bring, wanneer dit vreugde bring, die vrug van die Gees bring, dan weet jy, maar hierdie is van die Vader af. Die bose maak ons bang. Die bose bring verdeeldheid, die bose bring haat, bring angs, bring al hierdie goed wat ons eintlik lank voor ons tyd uitmaak. God sê, wanneer jy met my praat, wanneer jy my woorde hoor, dan weet jy dis reg. En alhoewel dit soms vir jou sal voel, joh, Here, maar kan ek regtig die waarheid gaan praat? Sal jy nie kan glo hoe vry jy kom en vry jy voel wanneer jy dit wel doen nie. As ons aanhou met leuns, as ons aanhou met kanse vat, aanhou ons eie ding probeer doen, hou hierdie goed ons gevang en dit maak ons dood. God sê, ek en jy het 'n geleentheid elke dag, elke sekonde om te sê, Here, vergewe my. Vergewe my waar ek foutief was, vergewe my waar ek gejok het, vergewe my waar ek die vader van die leuns geglo het, eerder as vir U. Hierdie ouens wou Jesus doodmaak, omdat hulle nie gehou het van wat hy gesê het nie. Hierdie ouens was teen hom, want die leuns is teen die waarheid. En Jesus sê, hoorie, maar ek is die waarheid, want ek kom van die Vader af. Wil jy nie vandag hoor wat die Here vandag vir jou sê nie? Waar hy vir jou uitwys, 'n leuen wat jy miskien glo oor jou kinderdae, 'n leuen wat jy glo oor wie jy is, 'n leuen wat jy besig is om te versprei oor ander mense of oor jouself. En hy sê, kom na my toe, gaan kyk in die spieël, jy's my kind, jy's my seun, jy's my dogter. Wanneer jy my seun en my dogter is, kan jy die waarheid glo. Ek sal jou vrymaak, en ek sal jou beskerm, en ek sal by jou wees. Mag jy vandag vrykom, mag jy vandag weer die vrede, die vreugde, die hoop beleef, om te weet, ons is kinders van God. Kom ons bid saam. Dankie Jesus vir hierdie storie. Dankie dat U toe dood gedreig het U net bly vas staan op die waarheid. U was absoluut mens, maar U het nooit laat die leuen U vertroebel of verander nie. U het by dit gestaan, by die waarheid, en sê, maar ek kom van die Vader af, ek kan nie laat die donker binne in my kom nie, want ek is die lig. Mag ons vandag dit ook beleef, en mag dit ons doelwit wees, en sê, Here, maar dis hoe ek beleef. Ek wil 'n lewe leef wat rein is van enige ongeregtigheid. Maak ons sterk aan Heilige Gees. Geef ons die krag, die vermoë, die deursettingsvermoë,
om soos Jesus te bly staan op wat waar is. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Geseënde dag vir jou, mag jy vrede beleef, mag jy hoop beleef, mag jy vreugde beleef, mag jy verligting beleef, wanneer die waarheid uitkom. Totsiens.